Het jy al ooit gevoel asof jy alles in die lewe self moet hanteer? Asof jy moet beklei vir jou eie oplossings en seker maak alles werk uit soos dit moet? Dis natuurlik om so te voel, want meeste van ons is gewoond daaraan om dinge in ons eie hande te neem. Maar God nooi ons uit om op hom te vertrou. Nie net wanneer daar 'n groot krisis is nie, maar elke dag, in elke besluit en elke situasie. Vertroue op God is nie net 'n noodplan vir moeilike tye nie. Dis veronderstel om die lewenstyl van 'n gelowige te wees. Maar hoekom is dit so moeilik om regtig op die Here te vertrou? En hoe kan ons leer om dit meer te doen? Kom ons kyk daarna. Om op die Here te vertrou klink maklik, maar dis nie altyd eenvoudig nie. Hier is 3 van die grootste struikelblokke. Ons wil in beheer wees. Dis moeilik om iets in die Here se hand te plaas en dit daar te los, as jy gewoond is daaraan om self oplossings vir jou probleme te kry. Ons wil baie keer eers alles waaraan ons kan dink probeer, voordat ons uiteindelik sê, Here, ek gee dit vir U. Maar ware vertroue beteken om van die begin af te sê, Here, U weet die beste, ek volg U leiding. Ons voel bang of twyfel. Twyfel is iets wat almal van tyd tot tyd ervaar. Ons wonder, sal God regtig help? Sal hy betyds wees? Hoor hy my ooit? Wanneer dinge nie dadelik verander nie, raak ons onseker. Maar God se beloftes staan vas, selfs al sien ons nie dadelik die antwoorde nie. Ons is altyd besig. In ons gejaagde lewens is dit maklik om so vasgevang te raak in ons doenlysies, verantwoordelikhede en bekommernisse, dat ons vergeet om regtig op die Here te fokus. As ons nie tyd maak om met hom te praat en sy leiding te soek nie, word vertroue op hom iets wat ons net af en toe onthou, en nie iets wat ons daagliks uitleef nie. Die goeie nuus is dat vertroue op die Here iets is wat ons kan kweek en aanleer. Hier is 5 praktiese stappe om dit te ontwikkel. Begin jou dag met gebed en die Bybel. Wanneer jy jou dag begin deur die Here te vra om jou te lei, plaas jy jou vertroue van die begin af in en op hom. Spreuke 3 vers 5 tot 6 sê, vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staat maak nie. Ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad laat loop. Maak 'n gewoonte daarvan om elke dag 'n gedeelte uit jou Bybel te lees en bid ook doelbewus oor jou dag. Wees dankbaar. 'n Dankbare hart help jou om te onthou hoe getrou die Here reeds in jou lewe was. Wanneer jy fokus op die goeie dinge wat hy reeds gedoen het, groei jou vertroue dat hy ook in die toekoms sal voorsien. Een idee hoe jy dit kan doen is om 'n dankbaarheidsjoernaal te hou. Skryf elke dag ten minste 3 dinge neer waarvoor jy dankbaar is. Onthou ook om vir die Here dankie te sê vir dit wat jy neergeskryf het. Sien die Here se hand raak. Die Here is heeltyd besig om in ons lewens te werk, maar ons sien dit nie altyd raak nie. Vra jouself dus gereeld die vraag, waar sien ek die Here aan die werk in my lewe? Dit kan in klein dingetjies wees, 'n deur wat oopgaan, 'n onverwagse seën, of die regte woorde wat iemand op die regte tyd vir jou sê. Hoe meer jy die Here se hand in jou lewe raak sien, hoe makliker raak dit om hom te vertrou. Gee jou laste vir hom. Ons dra dikwels soveel laste wat ons nie hoef te dra nie. Vra jouself, wat probeer ek self oplos wat ek eintlik vir God moet gee? Bid spesifiek en noem die dinge waarmee jy sukkel. Sien in jou verbeelding hoe jy dit vir hom gee en vertrou dat hy dit in sy tyd en op sy manier sal hanteer. Kry ondersteuning. Ons het mekaar nodig om sterk te bly in ons geloof. Sluit aan by 'n Bybelstudiegroep of gesels gereeld met 'n vriend wat jou aanmoedig in jou geloof. Deel ook jou getuienis en luister na ander se ervarings met God om jou vertroue in hom te versterk. Om op God te vertrou is nie iets wat oornag gebeur nie. Dis 'n proses, 'n lewenslange reis. Soms sal dit moeilik wees en soms sal dit voel asof jy meer vra as antwoorde het. Maar hoe meer jy op die Here staat maak, hoe meer sal jy sy vrede, leiding en krag ervaar. Vandag wil ek jou uitdaag. Kies een van die 5 dinge waaroor ons gesels het en fokus hierdie week daarop. Maak tyd vir gebed. Hou jou oë oop vir die Here se werk in jou lewe.
of gee spesifiek een las oor in sy hande. Jy sal verbaas wees oor hoe hy in jou lewe werk, wanneer jy hom regtig vertrou. As hierdie wenke vandag vir jou iets beteken het, deel dit dan met iemand anders. Gee dit ook 'n thumbs up hieronder en teken in op ons kanaal vir meer wenke en boodskappe. Baie seën vir jou en onthou, God is getrou en sy plan vir jou lewe is goed.